out in the streets of life, the pain and the sorrow. Ja, ons is weer terug en ons is nog steeds besig, want ons is eintlik so aan die begin om met mekaar te praat rondom die lering wat ons as agtergrond stel om by die verbondsgebed uit te kom. En as jy nou hier in die middel aangekom het, gaan 'n bietjie moeilik wees hoor, maar kom ons kyk. Ek wil hê jy moet jou Bybel gaan haal, ek wil hê jy moet vir jou asseblief 'n stuk papier nader trek. As jy rustig agteroor gaan sit met 'n glas whisky en hierna luister, jy gaan weer luister. Want jy gaan dit definitief nie alles opneem nie. So kom ons begin en ons wil in hierdie deel praat oor die sondebedeling. Die sondebedeling waarmee ons deel. Nou die sondebedeling kom uit die ou verbond uit. As jy nou die inleidende lering geluister het, sal jy besef wat dit beteken. So ons vat ons Bybels, ek wil hê jy moet my volg soos ek lees en ek gaan saam met jou opsoek sodat ons nie agterraak nie. Maar weet jy wat? 1 Johannes 1 is die grondskrif vir hierdie teksgedeelte. En dit gaan oor die feit dat ek moet sit en ek moet vir myself sê, hier is definitief 'n probleem. Nou luister net hier. Wat sê hy? If we say we have no sin, we refuse to admit we are sinners. Nou, die Amplified Bible sit die vertaling in hakies. Nou moet jy sê, maar dit is nie deel van die oorspronklike nie. Kom ons hanteer dit net. Vierkantige hakies, as jy nou so Amplified Bible het. Die vierkantige hakies is nie deel van die skrif nie, dit is nie deel van die oorspronklike nie. Maar dit verduidelik vir jou wat jy nou net gelees het. Dit is soos 'n voetnota. Wanneer daar ronde hakies is, dan moet jy versigtig wees. Dis 'n ander manier wat die vertalers daardie gedeelte vertaal het. Nou in hierdie spesifieke geval is dit vierkantige hakies. Refusing to admit that we are sinners. Dis baie belangrik. We delude and lead ourselves astray and the truth is not in us. Met ander woorde, om te draai en te sê, maar weet jy wat, ek het nie sonde nie. Want ek is 'n skouperd. Verstaan jy, ek verstaan mooi werk het. Sondagoggend is ek in die kerk. Maar voordat ek kerk toe gaan, doen ek sommer sondagskool. En dan gee ek sondagskoolklas en dan gaan ek kerk toe. En sondagaand gaan ek ook kerk toe, want woensdagaand het ek biduur saam met Dominee. Dis 'n voortreffelike skouperd. As daar iemand iets is wat doen in die gemeente, dan is dit jy. My ma was so. As hulle iemand soek, dan word daar koek gebak. As hulle iemand soek, kan word daar naaldwerk gedoen. Liewe ouers. Okay? As die Venter-familie instap, daal die stilte oor die gemeente. Dis Tannie Nancy. Ja, maar die dag Tannie Nancy haar laat doop, toe skoppel haar die kerk uit. Maar sy was die voorste tannie. Ons moet kom by die plek waar ons vir mekaar sê, die sonde. Nou dis maklik, dan sit jy en sê, ja, ek het sonde. En weet jy wat, ek moet nou eers met my lewe deel, het jy dit al baie gehoor? Ek moet my lewe reg kry. As ek my lewe reg gekry, dan gaan ek na die Here toe. Wat niemand vir jou vertel nie, is jy moet by hom aankom, en dan maak hy jou lewe reg. Want dit sê hy in Jesaja 1 vers 18. Jesaja 1 vers 18, bietjie vorentoe in die Bybel, julle kan nou, as dit bietjie stadig gaan met die soek, maar dit is baie belangrik, ek voel, julle moet dit saam lees. Jesaja 1 vers 18, kyk wat sê hy daar vir ons. Come now. Hy nooi jou uit. Hy weet waar jy is, man. Hy weet waar jy staan. Let us reason together. Hallo. Wat beteken dit? O ja, ek weet, ek het die buurman gister geklap, maar Here, wat, ek dink nie, dis so, hy verdien dit. Kyk hoe hy vir my vrou gekyk, ek het hom weer klap as hy dit doen. Wow.
We reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Hier's jou belofte. So, wat is dan God se behoefte? Wat het gebeur in die Ou Testamentiese verbond? Het hy 'n muur van sonde opgestaan tussen ons en God. Want ons is sulks nie, maar tussen God en Israel. Hy sê, daar is 'n muur tussen ons. En weet julle wat? God se begeerte was om daai muur af te breek. Hy het nie kruis toe gegaan om 'n ander metode te kry nie. Hy het kruis toe gegaan om die skeiding tussen mens en God te verwyder. Dis fenomenaal. Sodat hy by jou kan uitkom. En dan nooi hy jou om te sê, kom ons staan en ons deel hiermee. En almal het gesondig. Nou kom ek en ek sê vir jou, ons moet baie versigtig wees. Maar ons moet reageer op die uitnodiging. Wat beteken dit? Kom ons kyk na die tipiese verbond. Kom ons kyk na dit wat hulle gewoond was in die Abrahamitiese tyd. Die twee ouens het teenoor mekaar gaan staan en dan het hulle met mekaar geïdentifiseer. Wat het hulle gedoen? 'n kleed verruil. Is dit nie interessant nie? Ek trek uit my kleed, gee hom vir jou. Jy trek uit jou kleed, jy gee hom vir my. Gaan staan op jou voete, maak jou oë toe en sê, Jesus, vandag het ek gekom om hierdie sonde kleed met u te ruil. Want jy sien, hy het klaar jou kleed op hom geneem, wat hy het naak in die kruis gehang. Is dit nie verbuisterend nie? So kry dit in jou kop, so wanneer ek opstaan om my gebed te gaan bid rondom die verbondsluiting, dan moet ek verstaan, hy het klaar my kleed in antisipasie gevat. Dis al wat ek moet doen, ek moet net my kleed uittrek, want waarom? En hier's die kern, wat met Jesus aan die kruis gebeur het, was verskriklik belangrik. Want hy het ons sonde op hom geneem. Nou, ons verstaan nie mooi hoe jy dit kan doen as jy daarna kyk uit 'n fisieke vlak uit nie. Met ander woorde, jy kyk uit 'n fisieke dimensie daarna. Jy moet nie daarna so kyk nie. In die geesdimensie daar iets gebeur. Jy sien, daar's 'n morning sacrifice. Dit was 9 uur. En daar's 'n evening sacrifice. Dit was 3 uur. So laat sy gekruisig? 9 uur. Gaan kyk maar. Want hy het aan die kruis gehang en die sonde van die wêreld op hom geneem. As ook die straf daarmee saam op hom geneem. Wat gebeur 12 uur? Nou gaan dit donker word. Jy sien, niemand het my dit vertel nie. Daar word dit donker. Hallo? Wat beteken dit? Dis die fisiese manifestasie van die vloek van sonde en die sonde. Toe verdwyn dit. Waarom? Want dit is in sy bloed opgeneem. Waar kom jy daan? Wel, kom ons stop vir 'n oomblik. Gaan 'n bietjie terug daar na Levitikus toe hulle dit beskryf en daar's daai 2 bokke of 2 lammers wat hulle geslag het, né? Die een is die sondebok. Die Bybel sê, jy het jou hande op die kop van die sondebok gelê, al jou sonde het op die bok oorgegaan en dan is hy in die woestyn ingestuur. Hallo? Nou kom ek en ek sê vir jou sonde het oorgegaan op die lam van God. Dis alles in sy liggaam opgeneem. Hy het klaar geïdentifiseer. Al wat jy moet doen is jy moet jou kleed uittrek. En jy moet jou kleed vir hom gee. En sê, Here, ek identifiseer met u. Ek vat nou u kleed en ek trek dit aan. Dit moet jy verstaan. As jy dit uit jou mond uit begin sê, kan moet ons verstaan. Nou kom ons by die belydenisfase. Belydenisfase is nog 'n bietjie van 'n probleem.
Hoekom? Die terminologie. Jy weet, toe ek daai Sondagsgebed gebid het, toe het met mense gepraat en toe begin ek agterkom, maar nou praat ek met 'n ou en ek sê vir hom, weet jy wat, toe ek vir my skoonpa sê, maar ek is nou wedergebore, toe sê, ag ja nee, wat hy weet het, maar dit is eintlik 'n bekering. Jy nou tot bekering kom, jou aanbekeer, almal, dis nie eenmalige ding. Nou wat het nou met my nou gebeur? So ek gaan nou hierdie ervaring wat ek gehad het, toe ek die gebed gebid het, gaan ek dit nou aan mekaar hê. Nee. Wedergeboorte is 'n eenmalige gebeurtenis. Dis 'n wederbaring van my gees. My gees was dood en het lewend tot God geword. Bekering is inderdaad wat ons moet verstaan, is daar die sondebelydenis waarmee ons die hele tyd besig is. Die Engels demonstreer dit baie beter vir my. Want dan kom ons nog by die Afrikaans, waar ons nog kry en dan bid ons vir vergifnis. Yes, ek het dan gesukkel met daai ding, man, ek weet vertel, daar was 'n paar goed, daai pyjamas van my was bokknie getrap, broer. Want onthou nou, jy gaan nou voor God, so nou slak jy op jou knieë neer. Ek meen, jy staan op jou knieë, dit voel nader asof jy jou jippe skeer. En dan bely ek die sonde. Here, vergewe my, en dinge, nou luister ek, nou dink, wanneer het hy dit nou vergewe? Miskien het hy dit nie vergewe nie, kom ek probeer, regtig, ek sê jou nou. Die Engels praat van repentance. Die Engels praat van confession. Wat beteken dit? Ek stem saam. Confess beteken ek erken. Met ander woorde, hoe maak ek dit vir jou? As 'n oue moord gepleeg het, dan kom staan hy daar in die hof en dan confess hy. Hy erken dat hy die moord gepleeg het. Ek staan en voor God gaan ek in die belydenisfase in en ek erken ek is in sonde. Maar in daai erkenning, wat dink jy is in God se hart? Die droefheid, dat jy so lank van hom geskei was. En sy begeerte was om net saam met jou te wandel. Kan jy dink, hoe wonderlik moet dit wees, om daai gebed te bid, terwyl jy so deeglik van hierdie kennis neem. Hy is bedroef, omdat hy van my geskei was. Ek kom nou by die plek in my lewe, waar ek besef, die skeiding tussen my en God van sonde, het my weggehou. Confession, dis die belydenis. Repentance, ek draai weg. Want dis interessant as ons na die studie op Hebreërs gaan kyk, heel aan die einde, deur die vloei van die bloed van Jesus is my sonde vergewe. Wat beteken dit? Hy het dit klaar gedoen. Vir hom is die saak afgehandel. Die dilemma is, ek moet dit wat hy gedoen het, gaan vat. Jy sien, dat iets in die geesdimensie gebeur. Daar's iets wat hier in geesdimensie met jou gebeur. En dit was daai belewenis wat ek gehad het. Ek meen, toe ek daar sit en hierdie ou sê vir my, bid nou hierdie gebed agter my aan, en daar staan Jan Grey en hy begin bid en ek dink myself, luister, dis die eerste keer wat ek dit hoor. Daar begin ek nou kliphard saam bid. My vrou bars in trane uit, almal dink sy neem die Here aan. Wel, sy het seker. Weer die volgende dag het sy. Venter het gebid met oorgawe, broer. Want wat? Ek het nou uitgevind die gat ons. En wat gebeur? Ek het nou die dag na ander ou se getuienis geluister oor dieselfde ding gehad het. En ek sit en bid en dit word vuurwarm. Luister, warm. Nou dink ek, hierdie ou's, ek is daar nou iemand agter my stoel wat dit doen, dit voel soos warm heuning wat oor my kop uitloop. Nou vat ek in my kop en ek voel niks. Dit is warm, broer. Ek hou op bid, want ek wil nou kyk, ek sien, ek voel hoe sak het deur my arms, ek voel hoe gaan het by my vingers uit, liewe ouers, dit gaan deur my jippe, regtig, uit alle kant, by my voete uit.
Man, toe dit by my voete uitloop, nee, toe sla daar 'n vrede my. Oef, het gevoel of ek 2 whiskies weg het. Hoor net mooi, dat iets met my daar gebeur. En met die belydenis, hoor jy hoe verwissel ek die kleed. Daar's 'n kleedverwisseling wat daar plaas. Man, dis awesome. Ek ken hierdie goed nou al so lank, en ek wil vir jou verwys na Job 29. Kyk 'n bietjie na Job 29. Dit is net so aan die kant Genesis, dis kant Psalms. Thank you very much. Luister mooi. Job 29. I put on righteousness. Dis nie iets wat jy try nie. Dis nie iets wat jy probeer nie. Ek vat die kleed van Jesus, wat hy aan die kruis verwerf het, want hy het my sonde gevat op hom, en dit verruil en sy geregtigheid bekom. Nou trek ek hom aan. Wie trek ek hom aan? Ek in Christus. Hoe kom ek in Christus? Deur die afsterwe. Hoe kom hy in my? Deur die afsterwe. Dis 'n belydenisfase wat ons moet verstaan, want hoor hoe gaan hy verder? I put on righteousness, and he clothed me. Clothed itself with me. Kyk daar's die 2, ek in jou en jy in my. My justice was like a robe and a turban, or a diadem or a crown. Dis iets wat jy aantrek. Dis iets wat jy aantrek, hoor hom. Nou kan ek bely en sê, Here, dankie dat u bloed gevloei het. Dankie dat ek u kleed van geregtigheid kon aanneem. En nou sê hy vir my, ja, dis Job. Daai ouens wat saam met Job daar rondgang het, nee, dat was nie so lekker nie. Ok, kom ons kyk wat praat Paulus hieroor. Romeine 13, in Romeine 13 vers 14. Clothe yourself with the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify the desires. Krause, wat sê jy vir my? Ek moet deel met my sonde, en dan moet ek die kleed van Jesus aantrek. En dan sê jy vir my, maar hoe doen ek dit? Dan sê ek vir jou deur geloof. Jy sien, hier is waar die groot verskil kom. Jesus het aan die kruis gehang en 'n magtige werk gedoen. Ons het nie die vaagste, ons dink hy het net ons saligheid gekoop. Dit is nie so nie. Hy het inderdaad 8 fasette van die mens het hy vir ons herstel. Dit wat ons in die tuin van Eden verloor het hy vir ons verstel. Nou moet ek dit net vat. Ek kan dit nie verwerf nie. En hoe moet ek dit vat? Ek moet vir eenselwig deur voor hom te gaan staan en daai gebed te bid, terwyl ek weet wat ek doen. Terwyl ek 'n vaste besluit in my gemoed maak, dat ek my lewe aan God te vertrou. Klink bietjie anders, né? Klink regtig bietjie anders. Nou in daardie tyd, wat jy die gebed gaan bid, sal jy sien, deel ons met hierdie identifikasiefase, deel ons met die sondebelydenis, deel ons met al daardie goed, en ons vertrou dat die Heilige Gees die werk sal doen, en ons sal invat, na hom toe. Dis waarom ons dan sê, jy word gered deur die geloof, nie deur al jou pogings nie, nie deur al die goedjies wat jy wil doen nie, deur geloof. Ons het die een faset afgehandel, dis die faset waar ons die sondebedeling hanteer. En dan kom ons by die beskermingsfase. En as ons met die volgende video deel, dan gesels ek met julle oor daai beskermingsfase, is baie interessant. Maar as ek langer met hom aanhou, dan gaan jy net 'n boek gekyk wees. Ons praat weer. Come to the fountain,
caught in the streams of life, the pain and the sorrow.